Goeiemôre almal, Vrydag die 4de April die jaar 2025. Lieflike dag deur Abba geskenk aan elkeen van ons. Vandag gaan ons net aangaan, ons gaan afsluit eintlik met die eindtyd, die laaste dag, dag 3. So ons gaan so 'n bietjie hier in Matteus en in Timoteus, is dit Timoteus, ja, gaan rond lees wat die Here se woord sê nog oor die eindtyd. Die profetiese rede, die begin van die smarte, Matteus 24 vers 1. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en sê, vertel ons wanneer hierdie dinge sal wees, wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei, en julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog, pas op, moenie verskrik word nie, al hierdie dinge moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie, want die een nasie sal teen die ander nasie opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word om mekaar te verraai en mekaar te haat en baie valse profete sal opstaan om baie mense te mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis van die nasies en dan sal die einde kom. Dan gaan ons aan by vers 29, die koms van die seun van die mens. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie en die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemele sal geskit word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn en dan sal die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid en hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemele af tot die ander einde toe en leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak sag word en sy blare uitpot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur nie. Die hemele en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Dan gaan ons aan by vers 36 tot 44, vermaning om waaksaam te wees. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele, maar net my Vader alleen. En net soos in die dae van Noag was, so sal die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom het en almal weggevoer het nie. So sal die koms van die seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander een word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem en die ander een word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur die Here Jesus sal kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Dan 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, verskriklike verdorwenheid van die laaste dae, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer julle ook dan van hierdie mense af. Kom ons bid saam.
Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons deur u woord kon wandel vir 3 dae om oor die eindtyd, die laaste dae te kon gesels, Here. Wat wag vir die mens? Maar Here, dat daar ook redding is, nie net swaar tye nie, maar daar is ook 'n redding vir die wat volhard tot die einde toe. Ons sal gered word. Here, want die dood is vir ons 'n wins, Paulus skryf dit. Here, baie dankie dat u vir ons lief is. Dankie dat u vir ons die Bybel gegee het. Basic instructions before leaving earth. En dankie Here dat u ons redder en verlosser en saligmaker is. Here, seën ieder en elkeen in hierdie naweek. En as dit u wil is ons maandag weer praat. Amen en amen.